Dis lekker om by julle te wees, hoor. Julle is lekker mense, wow. Okay, ek het nie geweet Richards Bay het lekker mense nie. Dis nou vir my nuus. Nee, ek lieg. So die laaste keer wat ek hier was ek dink ek was 9 jaar oud. Toe was ek hier in Richards Bay en dit was my eerste seevakansie ooit, okay? So dit lyk nog vir my alles presies dieselfde. Ek dink, ek weet nie. Ek weet nie of dinge al verander het in die laaste soos 20 jaar nie, maar dit lyk nog vir my baie dieselfde, okay? Dis vir my regtig, soos ek sê, 'n voorreg om hier te wees, want ek glo die Here is besig met iets so belangrik. Okay, hy is besig met iets so belangrik en vandag is seker vir my een van die belangrikste Sondae van die jaar, want dit is Pinkstersondag, as jy nie geweet het nie. En wat Pinkster is, dis die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees en die feit dat die Here vir ons die Heilige Gees gestuur het om by ons te wees, om ons te lei, om ons te vertroos, om ons te versterk, om vir ons krag te gee. Okay, so ek wil begin met 'n storie, is dit okay? Wie van julle hou van visvang? Wie van julle hou nie van visvang nie? Okay, ek ook nie. Ek bely, ooms, julle mag my maar judge, maar ek's bang vir visse, okay? Ek weet nie hoekom nie, maar dis nou maar wat dit is. So, ek was about 16 jaar oud, so enige 16-jariges hier? Ja, 17-jariges? Daar's hy tannie, ek like it, yes, halleluja. Okay, so ek was about 16 jaar oud, toe gaan ek op 'n jeugkamp, en ek onthou ek het my ma gesmeek, ek het vir haar gesê, mamma, asseblief, kan ek asseblief op hierdie jeugkamp gaan, soos, ek wil net, jy weet, jy gebruik al die mooi woorde, ek wil net nader aan die Here kom, jy weet, en ons leef in so 'n moeilike tyd, ek wil net my verhouding met Jesus groei, en my ma sê, dis nou so mooi, natuurlijk kan jy op hierdie kamp gaan, en wat my ma nie geweet het, is ek het nie gegaan vir die Here nie, okay? Ek het gegaan, want daar was 'n girl, okay, op hierdie kamp, en ek wou baie graag hierdie girl impress en ek wou vir haar sê dat ek van haar hou en ek dog toe, hierdie kamp is nou die perfekte geleentheid vir dit. Okay, 16 jaar oud, weet nie wat ek doen nie. Ek en my buddy Dion, ons is vandag nog pelle, ons gaan toe op hierdie kamp saam en hierdie tweede dag van die kamp sê ek vir hom, buddy, daar's hierdie girl, okay? En ek wil regtig hierdie girl impress. En ek wil vir haar sê dat ek van haar hou. Hoe gaan ek dit doen? En hy sê toe vir my buddy, dit gaan alles oor die vibes, okay? Die vibe moet reg wees, okay? Dit moet romantic wees. Ek sê toe vir hom, okay, cool. Hy sê toe vir my, het jy ooit daai gesien, die movies waar die ou roei en dan sing hy, jy weet, en dan sit die couple en dan is dit so, dis romantic. Want hy sê, luister, dit gaan alles oor die vibe moet reg wees, jy weet, die mood moet geset wees. Ek sê toe, okay, cool, hoe doen ek dit? Hy sê vir my, so wat jy doen, onder by die dam by die kampgronde, is 'n kanoe, né? Hy sê vir my, jy vra vir haar of sy saam mee op die kanoe sal gaan, dan gaan julle tot op die punt van die dam en julle wag, die son moet sak, die oomblik moet reg wees, jy weet, en dan moet jy haar aan die handjie vat en haar diep in die oë kyk en vir haar sê wat jy wil sê. Ek dog toe, okay, dit klink na 'n proper plan, jy weet, ek vra toe vir die girl, hoorie so, sal jy asseblief saam met my op hierdie kanoe gaan vanmiddag? Sy sê, ja, sure. Ek probeer baie romanties wees, ek trek my mooiste swembroek aan, okay, ek vat my enigste pak Simba chips wat my ma vir my ingepak het, want ons gaan moes nou romantic piknik hou op hierdie bootjie. Ons kom by die kanoe en ek kom baie vinnig agter dat luister, hierdie gaan nie so romantic wees soos wat ek gehoop het dit gaan nie, okay? Want eerstens, as jy ooit op 'n kanoe was, baie goed's dodge, okay? Daai ding is onstabiel. En ek is my lewe lank nog 'n baie maar ou, soos julle kan sien. Jy weet, so dis tough, okay? Daai ding was bietjie heavy aan die een kant. En ons gaan op hierdie kanoe, nou probeer ek nou dit romantic maak, maar ek fokus so dat hierdie ding nie diep nie. Jy weet, okay, nou roei ons, en nou is ons eventually, nou sak die son, en ek het nou 'n bietjie rustig geraak, en ons is daar op die edge van die dam, en guys, dis romantic, okay, dis romantic to the max, die son sak, die vibe is reg, die voeltjies sing, beautiful moment, en ek sien vir Dion, daar op die kant van die dam, soos, yes buddy, jy het dit, jy weet, en ek sê soos, dis die oomblik, hierdie is dit, hierdie is die oomblik, okay, en ek sê toe vir hoorie, ek wil vir jou iets sê, en ek vat haar handjie so mooi, en ek sê, ek wil vir jou iets sê, en sy sê toe vir my, jy kom, maar ek wil vir jou ook iets sê, en ek dog toe, skor, jy weet, sy gaan dit sê, ek gaan dit nie hoef te sê nie, en ek sê toe vir nee, gaan jy eerste asseblief, nou hou ons handjies vas, sy kyk so my in die oë, en sy sê, kom, ek hou regtig van Dion, maar ek weet nie hoe om te sê nie, ja, regtig gebeur, ek kry tot vandag toe nog berading oor dit, okay, in elk geval, nou roei ons terug, en dis nie die ergste van die storie nie, nee. Nou roei ons terug in hierdie bootjie, en nou
op 16-jarige ouderdom, my hart is shattered, okay? My hart is gebreek, soos, ek voel regtig soos hierdie is die ergste dag van my hele lewe, ek's humiliated, sy vra toe vir my, wat wou jy gesê het, ek soos deur maakie saakie, soos never mind, ek wou niks gesê het, nie weet, nou roei ek terug en soos, my hart is seer en my wêreld val uit mekaar uit, nou hoor ek die hele tyd sulke babbeltjies, hier langs die bootjie, né? En ek ignore it, en next moment spring daar so 'n vis, okay? Sy sê dit was so 'n vis, ek sê dit was so 'n vis, okay? Spring daar so 'n vis langs die boot op, ek skrik so groot, ek tiep die boot, né? Soos in die water, okay? Nou sien die prentjie, ek's daar in die water, my hart is gebreek, my lewe is verby, ek roei en die vis gaan my byt en ek's bang en ek weet nie wat om te doen nie, alles is te erg en sy sê vir my, Kaal, staan op en ek sê, ek kan nie, die vis gaan my eet en alles en sy sê, nee, soos staan op en ek sê, en ek staan op, dis die water soos hierso, okay? So gelukkig, prys die Here, sy en Dion het ook nie uitgewerk nie, okay? Die Here beantwoord gebede, okay? Hy hoor jou, sê van bid. Maar ek vertel vir hierdie storie vandag vir 'n rede, en die rede is, ek wil hê jy moet die prentjie sien, okay? So, jy weet nou regtig my gebeur, en vandag kan ek nou vir die storie vertel, en ons kan lekker lag daaroor, maar in daai oomblik, het ek regtig gevoel, my lewe is verby. Dus in daai oomblik, as 'n 16-jarige het ek regtig gedink, hierdie is die ergste ding, wat nog ooit met my gebeur het. En die girl sê vir my, staan net op, en ek het dit nie verstaan nie. Tot ek net opgestaan het, toe besef ek, okay, dis eintlik nie so erg nie. Nou wat ek vandag vir jou wil sê, okay, ek dink van ons, wat hier sit vandag, jy het so vasgevang geraak in jou huidige omstandighede. Jy het so vasgevang geraak in dit wat jy nou voor jou sien, dat jy is soos 16-jarige Kaal in daai water besig om te skarrel, en my lewe is verby, en ek weet nie hoe ek ooit die deur gaan kom nie, en ek weet nie of ek ooit die deur gaan maak nie, maar meanwhile ervaar ek vandag, dat die Here staan voor jou, en hy sê vir jou, maar staan op. Dus staan net op. En die mooi ding van dit is, ons hoef niks uit ons eie krag uit te doen nie. Want letterlik, dis hoekom ons Pinkstersondag het, want die Here het vir ons krag gestuur. Hy het vir ons sy Gees gestuur, om ons te lei, wat vir ons krag gee, wat vir ons wysheid gee, wat saam met ons stap. En baie keer is, en ek glo, dis die Heilige Gees wat vandag vir jou sê, want jy weet dit, jy ervaar dit. Jy weet daar's meer aan hierdie lewe, as wat jy nou ervaar. Jy weet die Here het 'n groter plan as dit wat jy nou sien. Jy weet nie wat dit is nie, maar jy weet dit. Iets in jou skree en weet, die Here is nog steeds in beheer, daar moet meer wees. Maar as gevolg van die feit dat jy so overwhelmed geraak met jou huidige omstandighede, met die water wat te veel is, en jou lewe is verby, dat jy nie sien, dat oor 'n paar jaar gaan jy terugkyk en dink, joh, maar die Here het dit gedoen. En ek kan eintlik nou lag oor daai situasie wat ek gedink het is so groot. Jy sien nou, ek wil vandag met jou praat oor die tema, laat die wind my neem. Okay, en so Joshua na die reën, ek weet nie of julle hom ken nie, maar hy's 'n kunstenaar, hy's 'n sanger. Hy het 'n liedjie met die naam Laat die wind my neem. En dis vir my seker een van die mooiste liedjies. Ek sê tot vandag toe, as ek ooit moet sterf, gaan hulle daai liedjie by my begrafnis speel, okay? Nou, dis nie noodwendig 'n geestelike liedjie nie, maar dit het my net laat dink, so ons lees in Handelinge 2 vers 2, skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. So eintlik sê dit vir ons dat die Heilige Gees het half gekom soos 'n wind. Dit is 'n geweldige stormwind. Jy hoor die wind kom. En ewe skielik vul dit die hele huis waar die mense was en die Heilige Gees val op hulle neer. Jy sien, en ek wil vandag vir jou sê dat ek dink van ons mis die krag van die Heilige Gees, okay? Want ons laat nie toe dat die Heilige Gees oor ons waai nie. Kom ek verduidelik. So hierdie liedjie wat Joshua na die reën geskryf het oor laat die wind my neem, op 'n stadium skryf hy, soms moet mens eers sterf om werklik te kan leef. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek dink die rede hoekom van ons nie werklik leef nie, is want ons het nog nie gesterf nie. Bedoelend, ons het nog nie tot 'n totale oorgawe aan die Here gekom nie. Jy sien, in die woord leer ons dat die rede hoekom vir van ons, ek kan nou nie die presiese skrif onthou nie, maar daar's 'n stuk wat hy sê, julle twee gesigte, julle dien twee gode, jou siel sal nooit tevrede wees, as jy twee gode dien nie, bedoelend van ons dien vandag twee gode, en jy sê, nee ek doen nie, ek sal jarelang 'n Christen en 'n ouderling van hierdie gemeente, honestly, ek gee nie om nie, okay, want jy kan al jare hier sit met jou
boutjies op hierdie stoeltjie en nie naby aan God stap nie en twee gode dien. Hier's wat ek bedoel. Van ons kom kerk toe op 'n Sondag en is verskriklik oulik want ons doen al die regte heilige goedjies, okay? Op die kar, die bumper sticker sê Psalm 23, baie cute. Vir al die tieners in die huis, jy betraai dit regtig reg doen. Jy weet, jy post op jou Instagram, Filippense 4 vers 13, I can do all things to Christ who strengthens me, maar dan sit 'n bikini fotootjie van jou. Jy weet, ons almal traai, okay? Maar wat ek vandag vir jou wil sê is, ek dink meeste van ons sonder ons agterkom dien twee gode. Want aan die een kant dien ons die Here, ons probeer die Here dien. En aan die ander kant dien ons eintlik die wêreld, en wat ons probeer doen, ons probeer God in die wêreld inpas. Maar God is nooit gemaak, en hy het jou nooit gemaak om in die wêreld in te pas. Nie is wat ek bedoel. Ons bid, Here, gee my net meer geld, sodat ek meer soos die wêreld kan wees. Waar die Here roep jou uit die wêreld uit, en hy vat baie keer geld van jou weg, sodat jy meer heilig kan word, meer soos hy kan lyk, en dan gaan jy sien dat die voorsiening kom eintlik net van hom af. Verstaan, maak dit sin wat ek vandag vir jou sê? Jy sien, en ek is oortuig vandag, dat ons sien nie meer die krag van die Heilige Gees in kerke nie, want ons is nie bereid om totaal en al oor te gee aan die Here nie. Want ons wil net hê die Here moet bypas by ons agendaatjie. Julle en ek kom al jare in die AGS, en ek onder die AGS, en ek's lief vir Dr. Henry Weideman, ek ken hom persoonlik, en al die leierskap, ek onder hulle, maar vir jare lank in die AGS is daar hierdie stigma, dat ons sit die kerk, wat staan in konstitusie, bo die Here. Want solank dit in die konstitusie is, dan sal dit werk. Solank dit pas in my boksie van hoe ek verstaan God werk, dan sit die Here. Maar die oomblik, okay, wat dit vir ons lyk asof hierdie ding is vreemd, maar dis eintlik die Here, dan skryf ons dit af. Jy sien, ek het vanoggend het ek hierdie gelees. Dit sê almal soek dat ek dit net kry, waar ook al dit nou is. Ek kry dit nie nou nie, maar die punt van die saak is, almal soek 'n Pinksterbeweging. Almal wil hê die krag van God moet op ons neerkom. Ons almal soek 'n profetiese woord, maar niemand van ons is bereid om Pinksteroorgawe te gee nie. Bedoelend om actually oor te gee en toe te laat dat die Here met ons werk. En wanneer die Here ons lei, dan gehoorsaam te wees. En ek's jammer as ek kwaai klink vandag, maar ek glo dat die Here 'n woord op my hart gesit vir jou. Okay? Want ek glo dat die Here wil iets so mooi kom doen in hierdie gemeente. Ek glo dat die Here wil iets so mooi kom doen in jou hart, maar vir dit om te gebeur, glo ek het jy nodig om vandag te hoor, jy het nodig dat die wind jou sal neem. Jy het nodig dat die Heilige Gees oor jou sal kom. So dink dit gou aan 'n seilbootjie. Okay? Wie van julle was al op 'n seilbootjie? Julle bly by die see. Julle moes op 'n seilbootjie gewees het iewers. Okay? As jy nie was nie, hier iewers was 'n seilbootjie, gaan kyk nou. Okay? Nou 'n seilbootjie werk met wind. Maak dit sin wat ek sê? Nee? Maar vir die wind om actually in hierdie boot se seile in te gaan, sodat hierdie boot kan beweeg, moet iemand die seil laat sak. Stem jy met my saam? Nou ek dink ons as Christene is 'n verskriklike mooi bootjie en die Here het ons aan mekaar gesit en hy is vir jou lief net soos wat jy is en hy het jou gekies en hy het jou vrygekoop, amen, met sy bloed. Ek glo dit is die beste prys wat nog ooit vir ons betaal is, maar meeste van ons gaan nooit ons volle potensiaal bereik nie. Weet jy hoekom? Want ons stop daar. Ons stop by Here, nou is ek so bly dat U die lewe gegee, ek's vrygekoop, amen. En is die waarheid, maar nou gaan ek net my lewe deurgaan as 'n stagnerende Christen. Maar iewers moet daar 'n dag kom in jou lewe wat jy sê, maar Here, ek is bereid om my seil te laat sak. Sodat die wind kan waai, want hierdie bootjie, jy was nog nooit gemaak om net stil te staan in die hawe nie. Hierdie ding was gemaak om te beweeg. En ek dink van ons voel frustreerd, van ons voel stak in ons lewe, van ons voel daar's meer, maar ons sien nie die meer nie, van ons bid al 30 jaar vir deurbraak. Maar of die Here jou vra, sak jou seile, dan gaan jy sien die wind waai nog steeds. Maak dit sin wat ek sê vandag? Is julle met my? Is julle by my? Okay. Ek sê altyd vir mense hierdie ding, oral waar ek kom, en dis nou my ding, so al vir die laaste maand, was reg wat ek ervaar. Ek ervaar dat die Here is besig om reg oor Suid-Afrika 'n klomp jong mense te gebruik. Okay. Nou, ek wil hierdie stelling maak. Ek glo dat die Here wil net jong mense gebruik. Kom ek verduidelik dan nie voordat jy op my skree, okay? Ek glo die Here wil net jong mense gebruik. Hier hoekom? Want jonk wees het niks te doen met die eerste 2 digits op jou ID nie. Jonk wees het niks te doen met jou ouderdom nie, maar jonk wees het alles te doen met jou attitude. Okay? Nou ek dink, die rede hoekom die kerk sterf, en gelukkig die AGS kerk nie, maar
glo dit of nie, ek travel baie, daar's baie kerke daar buite, dit gaan nie goed met almal nie, okay? Die rede hoekom kerke besig is om toe te maak, is, want die kerk het oud geword. Nie in ouderdom nie, in gees. Ek praat nie van ouderdom nie, ek praat van, die kerk het so stuck in their ways geraak, dat hulle nie meer, maak nie saak wat hulle ouderdom is, kan glo dat die Here iets kan doen nie. Jy sien, ek het nou die dag het ek bedien by hulle noem hulle self die ankers, dis nou die senior groep daar in Kempton, bedien daar, en ek ervaar, die Here begin net praat, nee, en ek vra daar vir hulle, ek praat daar met die tannie, en ek sê vir die tannie, sy is 72, ek sê vir tannie, ek weet nie hoekom nie, maar ek ervaar die Here sê vir my, jy gaan trou, en sy sê vir my, joh, en ek sê vir tannie, en ek vra vir tannie, wil jy trou? En sy kyk my met trane in haar oë, sy sê vir my, Kyle, dis my hartsbegeerte om te kan trou. En ek sê vir tannie, wel, die Here wys my jy gaan trou. Ek vra vir haar, het jy 'n boyfriend tannie? Sy giggel, sy sê, miskien, jy weet. En ek sê vir tannie, nou sê vir jou boyfriend, dat hy 'n ring koop. Luister. En so ek doen een van die dae 73-jarige se troue, okay? En dis incredible. En hoekom ek dit vir jou sê vandag is, luister, die Here is nie gekoppel aan jou ouderdom nie. Die Gees van God is nie gekoppel aan hoe oud jy is nie. Ek glo dat die Here wil jong mense gebruik, of jy nou 16 is, of jy nou 96 is, die Here wil jou gebruik. Maar ons sit vandag met 'n paar jong mense in nommers wat oud is in die Gees, bedoelend, ons het so stak in ons ways geraak, want dis hoe die Here al vir die laaste 30 jaar werk, so dis al hoe hy kan werk. Ag, en ek sien dit so baie in kerke, nee, ons mag net sekere liedjies sing, want as ons daai liedjies sing, dan daag die Here op. Tannie, kom oor jouself asseblief, okay? Die Gees van God is groter as die liedjies wat jy van hou, okay? Die Gees van God is sterker as jou opinie oor enige kerk of enige pastoor, okay? En as jy net bereid sal wees om weer 'n bietjie jonk te word, bedoelend, as jy net weer bereid sal wees om bietjie te vra, maar Here, wat wil U nog doen in my lewe en jou seil te laat sak? Dan gaan jy sien die wind waai nog steeds en die Here is lankal nie klaar met jou nie. En ek dink die rede hoekom van julle al vir 'n ruk vassit en voel niks gebeur nie is want jou seile is op. Want jy is nie meer bereid om te sê maar wind waai my. Here, ek's bereid om gehoorsaam te wees nie. Here, ek's bereid om te luister as U praat nie. Miskien het jy toegelaat dat die bitterheid, ek sal lankal van my notes af, maar die Here is in hierdie, okay? Miskien het jy toegelaat dat die Here of dat die lewe, die bitterheid van die lewe jou net so bietjie vang. Miskien het jy toegelaat dat die seer van jou verlede wat met jou gebeur het, jou vasgevang hou. Dink weer aan die prentjie van my daar in die water. En daai seer en al daai goed raak so overwhelming dat dis al wat ons sien. Die verlede, die pyn, die goed wat met ons gebeur het, dis al wat ons sien. En dit laat ons vasgevang voel en dit laat ons baie keer voel, maar Here, ek wil nie eers meer uitgaan nie. Ek wil nie my seile laat sak nie. Ek wil nie eers iets doen nie. Maar ek wil jou dan vra vandag, sal jy die Here toelaat? Miskien moet jy die Here nog een kans gee. Here, ek sal my seile laat sak. Ek gaan jy nog een kans gee, want ek kan jou beloof dat aan die ander kant van dit lê daar vir jou restaurasie. Aan die ander kant van dit lê daar vir jou heel hart. Aan die ander kant van jou gehoorsaamheid lê al die beloftes wat die Here oor jou het. Jy sien, die Here se belofte verander nooit nie. Dis jy wat dalk net so 'n bietjie weggedryf het. Maak dit sin en ek deel met jou vandag uit 'n plek uit van dis alles goed wat die Here met my kom deel het in my lewe. Hierdie is alles goed wat die Here, ek onthou ek lees baie keer die woord, dan lees ek oor Dawid. Dan lees ek en die Here was met Dawid. En die Here was by Dawid. Dan lees ek oor Josef en dan sê dit en die Here was by Josef en die Here was by Josef. En op 'n stadium raak ek kwaad as ek, Here, wat maak hierdie mense so special? Kan dit nie bietjie wees en die Here was by Kaal nie? Jy weet? En ek vra toe vir die Here, hoekom Here was U heeltyd by hulle? En die Here sê vir my, Kaal, weet jy hoekom was ek heeltyd by Dawid? Ek sê, Here, sê my. Soos want Dawid was heeltyd by my. En ek besef toe, dis nooit, die Here verander nooit nie. Nooit nie. Sy beloftes bly staan. Dis ek en jy. Dis ek en jy. Jy sien, en ek kan nou vir jou 'n klomp goed nog sê vandag, maar ek ervaar dat die Here wil stil staan by 'n paar mense. Okay. 'n Paar goed wat ek vir jou kan sê is dat die Heilige Gees kom soos 'n wind partykeer. Soos wat hierdie skrifgedeelte net vir ons geleer het. 'n Wind is nie iets wat jy sien nie, maar jy sien hom aankom. Hier's wat ek bedoel. Jy sien nie fisies die wind nie, maar jy sien die bome wat begin skud. Jy sien die blare wat begin waai. Jy sien die goed wat begin beweeg. En ek wil vir jou sê, as jy bereid gaan wees om jou seile te laat sak, jy gaan dalk dit nie sien kom nie.
Maar jy gaan sien hoe die Here begin mense aanraak in jou lewe. Jy gaan begin sien hoe die Here besig is om jou te skuif van 'n plek van gebrokenheid na 'n plek van heelheid. As jy as gemeente sal toelaat, okay, dat die wind weer sal waai deur die gemeente, jy gaan sien hoe mense se lewens verander. Jy gaan sien hoe mense vrykom van jare se verslawing in 'n oomblik. Jy gaan sien hoe mense genees word in 'n oomblik. Maar as jy bereid om die seil te laat sak, sodat die wind kan waai. Ek wil hierdie graag lees, is die Heilige Gees lei ons in waarheid en in lig. Johannes 16 vers 13 sê, wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou wat vir my so mooi is van dit, is, so die Gees word letterlik vir ons gestuur om ons te lei tot in die lig. Bedoelend, die Here het vir ons die Gees gestuur, want hy het geweet dat baie mense leef in duisternis. Okay? Maar hierdie Gees wat vir ons gestuur is, die Heilige Gees, is 'n persoon, die Heilige Gees, is vir ons gestuur, sodat ons in die lig kan lewe. Nou, die wêreld sal vir jou vertel dat jy het nodig om in die donker te lewe, want dit is veiliger en gemakliker in die donker. Nou, niemand van ons wil noodwendig in die donker lewe nie, want ons weet dit is sleg. Maar dit is makliker in die donker. Okay, kom ek verduidelik wat ek bedoel. Dit is makliker om oor te gee aan 'n verslawing, want dit laat jou beter voel, as wat dit is om in die lig te lewe. Dis makliker om oor te gee aan die goed en die status en die geld van die wêreld, want dis makliker. Dis geriefliker. Ken jy daai skrif in die woord wat sê, hy laat alles gemaklik uitwerk vir die wat hom liefhet? Ken jy daai skrif? Ek ookie, want hy staan nie in die Bybel nie. Okay? Die woord, ja, dankie, die woord sê, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Nou ek dink ons sê baie keer, goed is gelyk aan gemaklik. So die Here gaan alles gemaklik vir my laat uitwerk. Bedoelend, ek gaan geen issues hê met my gesondheid nie, ek gaan geen issues hê met my geld nie, ek gaan geen issues hê met my huwelik nie, want die Here laat dan alles ten goeie meewerk. Maar hy beloof nooit hy gaan alles gemaklik laat uitwerk nie. Hierso ek het sien, die enigste ding in die woord wat ek weet wat waarlik goed en perfek was, is Jesus. Nou wat ek dink dit beteken is, hy laat alles uitwerk sodat jy meer soos Jesus word. Beteken dit, hy gaan jou baie keer deur die vuur stuur? Ja, want daar is sekere goed wat hy moet afbrand van jou lewe af. Daar is sekere goed in jou karakter wat hy moet kom bou. Beteken dit dat dit net goeie tye gaan wees? Altyd nee. Want iewers in jou lewe gaan die Here jou moet leer om op hom te vertrou. Jy sien, en wat vir my so mooi is van hierdie skrifgedeelte, die Gees lei ons tot in die lig. Die donker is, nie, ons almal weet is verkeerd, maar dit is net gemakliker daar, so van ons bly daar. Dis makliker om my seer vir myself te hou, so ek bly eerder in die donker. Dis makliker om net nie te sê wat eintlik in my lewe aangaan nie, so ek bly in die donker. Dis makliker om al my verwerping vir myself te so ek bly in die donker. Dis makliker om my sonde net weg te steek, so ek bly in die donker. Maar in die donker gaan jy nooit lewe ervaar nie. Want wanneer die Heilige Gees jou lei hy jou altyd na lewe en lewe in oorvloed. Nie gemaklik nie. Nie gemaklikheid nie. Gemaklikheid is nie die lewe in oorvloed wat die Here beloof het nie. Maar lewe in oorvloed is 'n plek waar jy 'n heel siel het. 'n Heel en 'n tevrede siel het, waar jy opreg voor jou God kan staan en jy weet, die Here se voorsiening is vir jou genoeg. Luister, ek is nie 'n prosperity preacher nie, maar ek glo dat die Here voorsien, bo-natuurlik. Ek het laas oor my werk bedank en dit maak nie sin nie, maar ek en my vrou bly in 'n nuwe huis, ons ry 'n nuwe kar, dit maak nie sin nie. Maar dis uit die goedheid van die Here, okay? Dis uit hoe die voorsiening van die Here werk, okay? So ek glo dat die Here voorsien vir jou. Amen, maar dit was nooit die punt nie. Die lewe in die oorvloed lê nie in dit nie. Die lewe in die oorvloed lê in hom. En baie keer vat hy jou deur plekke in jou lewe, lei hy jou deur seisoene van jou lewe, sodat jy sal sien, hy is waarlik genoeg vir jou. Want wanneer hy waarlik genoeg is, ek praat nou reg my buddy Johan Potgieter, as jy al ooit van hom gehoor het, hy sê vir my, when everything becomes nothing, God gives you everything. Sien, die Here is nie bang om vir jou deur te kom nie, die Here is nie bang om vir jou enigiets te gee nie, hy wil net nooit hê dit moet sy plek vat in jou lewe nie. Wanneer hy waarlik genoeg is vir jou. So, ek sê nou baie, maar die punt wat ek wil maak vandag is, al hierdie goed wat ek nou oor praat is beskikbaar. Soos in die krag van God, die Heilige Gees werk nog steeds vandag. Hy werk nog steeds vandag. Hy daag nog steeds op in mense se lewens, okay? Maar my vraag aan jou is, sal jy jou seil laat sak? Sal jy opstaan? Sal jy die Here nog 'n kans gee? Sal jy weer vertrou?
Sal jy weer al maak dit nie sin nie, toelaat dat die Here in jou lewe kom werk, sodat hy jou kan lei tot in die lig, want ek ervaar dit vandag, dat hier te veel mense, jou huwelik is in die donker, want daar sekere goed, wat jy nie sê nie, daar's te veel mense wat vandag, jy staan nog in die donker, dit voel vir jou overwhelming, jy het toegelaat dat sonde jou lewe heers, jy is dalk nie meer vasgevang in sonde nie, maar jy het toegelaat dat die seer van jou verlede, jou daar hou, en onthou, dis hoekom ek vir die storie vertel, wil jy moet die prentjie sien, vir my daar in die water, jy is daar, probeer net kop bo water hou, maar die uitnodiging staan, span jou seile, staan op, en die Here is nog steeds besig, hy is nog steeds hier, ek wil afsluit met 'n storie, die storie gaan oor 'n huis, hierdie ou, koop 'n nuwe huis, en die aand is hy daar in sy huis, en hy love sy huis, mooi huis, en laat die aand hoor hy klop aan die deur, gaan na die deur toe, en hy maak die deur oop, en is die duiwel, en die duiwel kom in sy huis in, tel hom op, gooi hom teen al die kaste, slat hom rond, breek alles, gooi hom teen die ligte vas, everything, volgende oggend toe die son opkom, gaan die duiwel by die huis uit, en daar lê die man, gebroke, seer, hartseer, lyf is seer, en hy bid, en hy sê, Jesus asseblief, ek het nodig dat u kom na my toe, die duiwel het my kom aanval, ek het nodig dat u my kom beskerm, ek het nodig dat u my kom help, en die man, hoor later die dag, hy klop aan die deur, en hy maak die deur op, en is Jesus wat by sy deur staan, en hy sê, Jesus, dankie dat jy gekom het, ek is so dankbaar dat jy gekom het, kom saam met my, hier bo is my kamer, is die grootste kamer in die huis, hy het 'n baie groot stort, lekker badkamer, super king bed, vat hierdie kamer asseblief, wees net hierso, en die man gaan af onder toe, gaan lê op die bank, die aand kom, en hy hoor 'n klop aan die deur, maak die deur op, en is die duiwel, die duiwel kom in die huis, en gooi hom rond teen al die kaste, breek die bank, vat hom in die kombuis, en breek alles wat hy kan, volgende oggend gaan die duiwel by die deur uit, en die man is gebroke, en hy lê daar, en hy verstaan nie, en die volgende oggend, stap Jesus by die trappe af, en hy vra vir Jesus, Jesus, waar was jy? Hoekom het jy my nie gehelp nie? Die duiwel was hier gisteraan, en Jesus kyk vir hom, en hy sê vir hom, ja, ek was in die kamer waar jy my gesit het, en hy sê, okay Jesus, vanaand asseblief, wees net hier in die sitkamer, want hy kom by daai deur in, so asseblief, wees net hier so, wees net hier naby, soos, maar, daar agter die garage is al 'n kamertjie, daar is nog nie uitgesort nie, daar is nog 'n bietjie dusty, en daar's bokse, en dis deurmekaar, moet net nie daar ingaan nie, maar bly net hier, want hy kom die hele tyd hier in, daai aand sal klop aan die deur, dis die duiwel kom by die deur in, hy vat die man, en hy vat hom na die kamertjie toe, agter die garage, en hy gooi hom rond, en hy breek al die kaste, en hy breek elke ding wat 'n rak is, en hy gooi hom teen die ceiling vas, en die volgende oggend, son opkom, is die duiwel by die deur uit, en die man is gebroke, en hy is moeg, en hy is klaar, en hy is oor dit, en hy wil nie meer nie, en Jesus kyk vir hom, en hy sê vir die Here, Here, ek gee nie eers meer om nie, vat die hele huis, ek gee nie om nie, ek is klaar met hierdie, vat net die hele huis, daai aand, sal klop aan die deur, man, gebroke, steek sy hand uit om die deur oop te maak, Jesus kyk vir hom, en hy sê vir hom, wat doen jy? Kom maak jy my huis se deur oop, Jesus maak die deur oop, die duiwel sien hom, en hy buig, en hy sê, ekskuus meneer, ek dink ek het verkeerde adres, okay. Nou ek vertel vir julle die stories, een van die mooiste stories wat ek al gehoor het, ek dink baie van ons, okay, beklei met die Here, Here, hoekom gebeur hierdie goed? Here, hoekom ervaar ek nie die goedheid nie? Here, hoekom, dan wil ek vir jou vra, wat se kamer laat jy hom nie toe nie? Wat se area laat jy hom nie toe nie? Want jy sien, ons as Christens baie skuldig, is baie maklik. Here, ek vertrou u met my finansies, so ek gee my 10de. Weet, want dis maklik, want ek kort meer geld. Dan sê die Here, maar ek soek nie net jou 10de nie, ek soek jou hart ook. Ek soek jou lewe ook. Ek soek jou gehoorsaamheid ook. Ek praat nie nou van huwelik nie, ek praat van 'n verhouding. Partykeer sê die Here, ek wil hê jy moet uit daai verhouding uittreë. Want dis nie van my af nie. Maar nee, Here, ek kan nie dit doen nie. Ek gaan hom verander, Here, moenie worry nie. Ek gaan hom bid. Ek gaan hom verander. Soos jy kan nie die duiwel verander nie, hoor. Okay. Nee, dat jy weet. Maar ek wil hê jy moet jou werk bedank en daai besigheid begin wat al jare op jou hart is. Nee. Ek in hierdie ekonomie ek kan nie. In watse kamer laat jy nie die Here toe nie? Jy sien, want die Here is 'n gentleman. Woord sê hy staan by die deur en hy klop.
Wie moet die deur oopmaak? Jy. Jy sien, en die Here kan net werk met dit wat vir hom gegee word. Hy gaan nie inbars in jou lewe net oorneem nie. Hy kan net werk met dit wat vir hom gegee word. As jou hart vir hom gegee word, kan hom met jou hart gewerk word. As jou geld vir hom gegee word, en ek praat nie nou van offergawes en tiende nie, bedoelend net as jou vertroue oor finansies in hom gesit word, dan kan hy daar werk. As jou verhouding, jou huwelik, in sy hande geplaas word, en ongelukkig dis iets wat van albei kante af moet kom in jou huwelik, dan kan die Here daar werk. So in watse kamers laat jy hom nie toe nie? Watse areas van jou lewe laat jy nie toe dat die wind waai nie? Weereens, ek kom terug na my punt toe, laat die wind my neem. Soms moet mens eers sterf om werklik te kan leef. En watse areas van jou lewe moet jy nog sterf? Moet jy nog oorgee? Moet jy nog vir hom gee? Miskien is dit jou hele lewe. Ek weet nie. Miskien is dit jou huwelik vandag. Miskien is dit jou, ek weet nie, jou werk, jou inkomste, jou verlede, jou seer. Miskien is dit jou kinders. Jy hou te vas aan jou kinders en jy vertrou nie die Here genoeg dat hy ook gesê het in hulle lewe nie. Ek weet nie, wat ook al dit is, jy sal weet. So gaan jy vra om die oë te sluit. Sluit ons af. Here, ek kom vanoggend en ek bid vir elkeen in die gebou. Here, ek weet dat U stuur 'n fresh wind, iets vars oor hierdie gemeente. Dis wat ek ervaar al die hele week. U doen iets nuut in hierdie gemeente en in die mense van hierdie gemeente. Ek sien al die hele week, toe ons gister hier aankom, sien ek hoe mense op mense stroom na hierdie gebou toe. Ek sien dit net, ek ervaar regtig hoe mense stroom na hierdie gebou toe, maar ek ervaar hoe die Here besig is om die grond voor te berei vir dit wat hy wil doen in Richards Bay, in hierdie area en in hierdie gemeente. En wat ek ervaar is dat die Here is besig om baie skuwe te maak. Ek ervaar dat die Here is besig om 'n klomp mense rond te skuif, om 'n klomp geleenthede weg te vat, maar dis nie om jou seer te maak nie, dis omdat die geleentheid wat kom van die Here af is. Ek ervaar ook oor hierdie gemeente, ek sien hoe die Here baie mense gaan skuif. Ek sien baie mense wat trek in die volgende paar maande. Ek weet nie of daar mense dalk hier sit wat jy ervaar al 'n rukkie dat die Here jou gaan skuif nie. Ek ervaar dat die Here sal met jou duidelik praat wanneer dit kom. Maar ek ervaar as alles grondwerk, is alles die Here wat besig is om goed te skuif tot sy eer. Nou ek ervaar dat die Here is besig om 'n paar jong mense op te rig in hierdie gebou. Okay? En ek praat nou van alle mense, nie ouderdom nie, ek praat van hy's besig om 'n paar mense weer te lei na 'n plek toe waar jy weer sal glo soos 'n kind. Dat ten spyte van die seer van jou verlede en al die jare experience wat jy het, dat jy nog steeds 'n verwagting sal hê dat die Here iets nuuts sal kom doen. Iets groter sal kom doen as wat jy ooit ervaar het. So Here, ek kom bid vandag oor hierdie gemeente. Kom waai wind. Dankie Here. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees. En kom doen wat net U kan doen. Kom doen wat net U kan doen. En ek wil jou vra in hierdie oomblik, soos wat jy hier sit, as jy vanoggend sê, en ek glo altyd dat we need to respond to God, okay? Dis altyd, ons moet reageer op sy woord, ons moet reageer op wat hy doen. As jy vandag sê, Here, ek sal my seile span, ek sal toelaat dat die wind my waai, ek sal elke kamer vir U oopmaak, ek sal toelaat, ek sal luister, ek sal gehoorsaam wees. So kom waai wind, kom waai oor my. Sê jy, sal jy op jou voete staan? Okay, en ek sal sommer die eerste een wees wat staan, as 'n teken. Okay, en dankie vir julle wat staan, en ek sê dit vandag, want ek dink baie keer maak ons dit so awkward ding om te staan in die kerk, jy staan nie voor my nie, jy staan nie op pastorie nie, letterlik jy wat opstaan is 'n teken van faith, is 'n teken van geloof, wat jy kom en jy sê, Here ek staan, want dit is my teken om vir U te wys, dat ek sê, kom wind, kom waai oor my, kom Heilige Gees, kom gebruik my, kom Heilige Gees. Vir te lank het ek stil gestaan in die hawe, vir te lank het ek gestagneer, vir te lank het ek stil gestaan hierso, maar ek weet dat U doen nog steeds iets nuut. So kom waai wind, kom oor my lewe, en kom doen wat net U kan doen. So ek gaan jou vra, elkeen wat staan, sal jy agter my aanbid, sê net, Here, ja ek wil jou hoor, sê Here,
Kom waai oor my. Kom Heilige Gees. En kom doen wat net U kan doen. Kom lei my. Kom stap saam met my. Ek luister. En dan staan jy net so, ek wil net oor jou bid. Here, ek bid oor elkeen wat staan. Dankie Heilige Gees, dat U kom, dat U nuut maak. Dankie Heilige Gees, dat U kom oor, ek spreek lewe oor situasies wat dood lyk. Ek spreek lewe oor mense wat vir jare lank al stil staan. Dankie dat U iets nuuts kom doen. Here, ek verklaar dat hierdie gemeente sal duidelik U stem hoor. Dat wanneer U praat, Here, sal hulle weet, die Here het gepraat, ons moet doen. Ons moet luister. Ons moet luister, ons moet reageer. Dankie Here, ek verklaar profeties oor hierdie gemeente iets nuuts wat gaan gebeur. Dankie Vader, dat ons dit sal sien binnekort. In Jesus naam. Amen. Jy is welkom jou sitplek te neem.